Ok, ons is al 'n minuut oor ons tyd, baie welkom. Ek is so bly jy is vanaand hier. Ons praat in die Afrikaans van die bitter eindes. Ken julle daai woord? Ja, ek is so dankbaar vir julle wat hier kan wees en ek sê nou vir Pastor Jan, ek besef dis nie vir almal moontlik om 3 aande agter mekaar hier te wees nie. Maar ek is so dankbaar dat jy die moeite gedoen het om hier te wees. Een van die goedjies wat ek net wil noem, want ons vergeet dalk na die tyd en dis vir my belangrik dat julle sal kennis neem. Die goed waaroor Pastor Jan bedien is ook in sy boek. Hy het natuurlik nou net 'n opsomming van alles gegee. So die boek is beskikbaar daar as julle uitgaan. Ek weet nie of die e-boeke al beskikbaar is nie. OK. Maar op hulle website, hulle is besig ook met 'n website waar al sy boeke dan ook later beskikbaar sal wees en ook in e-boeke. So vir die van julle wat dit later sal wil aanskaf, ek dink is so 'n bietjie goedkoper daar, maar as jy vanaand die finansies het, of as jy 'n boek wil en jy kan hom nie nou koop nie, sê vir ons, sit jou naam op en ons sal by Pastor Jan die boeke kry dat ons seker maak jy kry dit. Dis een van die wonderlikste boeke om te lees en deur te werk. As ek my boek, Jan, gee net vir my boek. As ek vir julle moet wys hoe lyk my boek. Ek lees nie 'n boek nie, ek werk in 'n boek. Dis hoekom ek nie op 'n e-boek nood. Ek hou daarvan, ek lees partykeer veral as ek nou staan in 'n ry en ek doen niks, dan lees ek. Maar ek hou van 'n boek waarin ek kan werk en kan skryf en dis hoekom ek vir jou wil vra, as dit enigstens moontlik is, probeer vir jouself 'n boek te kry om 'n werksboek daarvan te maak. Werk kom deur. Laat toe dat die Gees van die Here met jou werk en jou bedien. Nou, ons gaan vanaand 'n baie belangrike deel ook aanspreek. Elkeen van die 3 aande het 'n ander fokus, maar vanaand is net so belangrik. En ek het gevoel ek wil net hierdie getuienis gee, dis baie kort, maar ek dink dit sal aansluit by wat ons vanaand ook gaan hanteer. So, ek weet nie hoe lank terug is dit nie, het ek vir plus minus 5 jaar, het ek hierdie nagmerries gehad. Die detail daarvan maak nou nie saak nie, en een oggend, dit was so tussen 4 en 5, glo ek glo die Here het my wakker gemaak en jy sal nou hoor hoekom ek dit sê. En ek word wakker met hierdie duidelike woord, net so eenvoudig soos wat dit nou is. Hierdie is 'n gees van verwerping. My vrou slaap aan die kant van die bed, so die van julle wat my ken, ek kan nie sag bid nie. Ek gaan bid daar in die verste plek van die huis, want ek bid, as ek sê hard bedoel ek, soos wat ek nou praat, ek bid hardop, ek bid nie net in my kop nie. Maar ek haal my voete van die bed af en ek sit so op die bed, op die kant van die bed. En ek doen 'n eenvoudige gebed op grond van die openbaring wat God my daai oggend gee. En ek vertrou dat julle almal my sal glo. Tot op hierdie dag nog nooit een keer dit weer met my gebeur nie, nog nooit nie. Dis die krag van wat God doen. En ek sê dit vir jou doelbewus omdat ons baie keer, ons het gisteraan so 'n bietjie daaroor gepraat, ons voel nie altyd iets nie. Wie van julle het al Ek sê nou vir ek het niks gevoel nie, maar die Here weet dit was die laaste aand in my lewe en ek het plus minus 3-4 keer 'n week daai drome gehad, vir 5 jaar. En ek het alles gebid, alles gewon. En die Here het net vir my hierdie woord gegee, dis 'n gees van verwerping. En ek het hom aangespreek, ek het myself release van hierdie mag en alles wat ons gisteraand gedoen het, 'n eenvoudige gebed, nie eers hardop nie. En die Here weet tot vandag toe nog nooit weer nie. So ek wil vir jou vra vanaand, moenie onderskat dit wat God vanaand vir jou wil doen nie. Vat dit in die geloof. As daar 'n ervaring en 'n belewenis is wat ons baie keer kry, dan is dit wonderlik, maar alles daar nie noodwendig een of ander manifestasie of ervaring of gevoel nie. Moenie dit daaraan koppel nie. Ek kan voor die Here sê ek het niks gevoel daai dag nie. Maar daai ding is oor my lewe gebreek instantly in 1 oomblik. En ek eer die Here daarvoor. Kom ons bid net saam. Vader, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie dat ek weet dat Pastor Jan hier is met 'n mission, dat hy gaan kom, Here, om dit te bring wat hy oor jare geleer het en gesien het, dit wat God doen, dit wat hy oor geskryf het, dit waaroor sy eie lewe en sy bediening getuienis van lewer. En vanaand eer ek U, Here, saam met elkeen wat in hierdie plek is, vir dit wat ons in hierdie aand sal ontvang in Jesus naam. Here, elke wond van elke mens wat hier sit, sal genees word. Elkeen wat kan kom en drink van die water van die lewe verniet. Elkeen wat wil.
Elkeen wat wil, dis vanaand beskikbaar vir ons almal. U maak geen uitsondering nie. En mag elkeen wat vanaand hier is en u woord hoor, soos wat ek daai woord gehoor het, dit wat u vanaand met ons deel en openbaar, Here, dankie dat daai openbaring die begin is van 'n volkome verlossing, genesing en herstel van elke wond, van elke ding van die verlede wat nog saam met ons wil kom. In Jesus naam, ons eer u daarvoor, Vader. En dankie Heilige Gees, dat u hier is. Ons het u so nodig. Ons het so nodig dat u vanaand met ons sal praat, want u ken ons. Ons stel ons gees, ons hart, ons gedagtes, ons begeertes en ons onderbewussyn ten volle oop vir die inspraak van u, o God, deur u Gees. En ons eer u vir wat u vanaand in hierdie plek kom doen. In Jesus naam. Amen. Thank you, Jesus. Here is die gebed van ons hart, dat die hemel sal neerkom, dat die hemel sal kom in ons harte en ons huise, dat die hemel sal kom in ons huwelike, Here. Dit sal oorneem. Dankie Here dat u hierdie week gekom het om ons harte en ons huise vry te maak, Here, sodat die hemel kan kom, sodat die hel nie sal kom nie, maar die hemel kan kom. En daarom eer ons en ons dankie vir u goedheid, vir u genade oor ons lewe. Dankie vir die wonderlike vrymaking wat ons gisterand kon beleef. Dankie dat ons maandag aan kon terugdraai na die heerskappy van Jesus en onsself net oorgee. En wat 'n wonderlike vryheid beleef ons nie, wanneer ons besef, dit gaan nie meer oor onsself nie. Dit gaan nie oor my, myself en ek nie, maar as 'n groter doel, 'n groter rol wat ek kan speel in die koninkryk. Dankie Here dat u ons vanaand geleer het dit, of gisterand geleer het, dit is so eenvoudig om vry te kom. Ons hoef net daardie sonde te bekeer van, ons hoef net te draai na u toe, ons kan net daardie kontrak te breek en die gesalfde een vrylaat, die gesalfde een vrystel in ons lewe. En dankie dat u salwing elke juk breek en elke las verwyder, en dat ons dit kon gisterand beleef, Here. Ons eer u daarvoor en ons dankie daarvoor. Ons bid vanaand dat u kom en harte genees, Here, dat u kom en huise genees, in die naam van Jesus. Amen en amen. Ek weet nie van nie, maar ek ervaar sommer reeds die Here se teenwoordigheid, en ek weet net dat hy hier is vanaand om ons aan te raak. Baie dankie dat hy teruggekom het, en ek weet die laaste is altyd die moeilikste, en dis 'n lang commitment, maar ek is bly dat hy is. En ek wil jou aanmoedig, gebruik dit wat jy geleer het gisterand. Jy kan dit op jouself toepas. Is eintlik so maklik. Onthou net die 4 R's. Onthou net vir Bali Swart, okay? Bali Swart en die 4 R. Help my gou weer, wat is hulle in Engels? Eerste een is repent, tweede een renounce, en dan release. Wat moet ons release? Die gesalfde een, die salwing. En dan die 4de een is wat ons moet doen self. Dis waar die dissipline inkom. Resist. Ons weet ons kan die duiwel weerstaan, die versoeking weerstaan, en hy moet van ons wegvlug. Ons onderwerp onsself aan God. Dit was ons maandag aand het ons dit gedoen. Ons gesê, Here, ons onderwerp onsself aan U. Gisteraand het ons die duiwel weerstaan en bestraf. En dan sê die woord, hy moet van ons al wegvlug. Vanaand wil ons praat oor ware vryheid. En draai miskien na jou buurman of buurvrou, help my gou preek en sê, Jesus het gekom om jou waarlik vry te maak. Hy sê in Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. So wat maak ons vry? Is die waarheid maak ons vry. So as die waarheid nodig is om my vry te maak, wat is dit wat my bind? Die leuen. As dit die waarheid kos om my vry te maak, dan beteken dit daar's 'n leuen wat my bind, en dis waar ons vanaand wil praat. Wat is die leuns wat ons bind? Pastor Herman het so mooi getuig van hoe 'n leuen van verwerping hom gebind het, en in die oomblik toe hy daardie leuen bestraf, daardie leuen hanteer, is hy vry, onmiddellik vry, waarlik vry. En dis wat die Here vanaand wil doen. Verder in Johannes 8 sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van die sonde. Ons het gisteraan daaroor gepraat. Wanneer ek 'n sonde doen, maak ek 'n deur oop en ek raak 'n slaaf daarvan. 'n Slaaf bly nie vir altyd in die huisgesin nie, maar 'n seun bly vir altyd. Eers as die seun julle vrygemaak het, sal julle werklik vry wees of waarlik vry wees. Die Engels sê, you will be free indeed. When the Son
has set you free. Dit is alles in die konteks van Johannes 8. En as ek daai twee verse bymekaar kan sit, dan sê Jesus eintlik vir ons dit: If the truth about your sonship has set you free, you will be free indeed. Hy sê die waarheid maak jou vry, en dan sê hy later, as die seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. So kom ons sê dit so, as die waarheid van jou seunskap en jou dogterskap voor God jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Die grootste leuen wat jou en my kan bind, is eintlik maar die leuen van verwerping. Daar's ander leuns ook, maar die grootste leuen is eintlik maar die leuen van verwerping. Dat ek nie lief gehê is nie, dat ek nie goed genoeg is nie, dat ek moet presteer om aanvaar te word. En wanneer die waarheid van seunskap jou en my vrymaak, dan is ons vry. Soveel ander goed kom en hang hulle self aan hierdie leuen van verwerping, en die Here wil ons vanaand vrymaak daarvan. So hoekom bevryding en hoekom innerlike genesing vir gelowiges? Hoekom het ons dit nodig? Baie mense glo, veral jou ouens wat sterk in die Word of Faith movement is, sê man, as jy jou hart vir Jesus gegee, dan kan daar geen demoon wees wat jou pla nie, daar kan geen binding op jou lewe wees nie. Ons kyk so 'n bietjie anders daarna. Ons sê ja, 'n wedergebore kind van die Here kan nie deur 'n demoon besit word nie. In Engels sê ons, we cannot be possessed by a demon, but we can be oppressed. 'n Demoon kan hou vas op ons lewe, en hy kan ons beïnvloed, en hy kan ons karnival, as ek dit so kan sê, hy kan ons tuister. Okay? Enige iemand wat aan depressie ly, weet dit. Enige iemand wat aan angs ly, weet dit. Enige iemand wat aan verwerping ly, weet dit, of 'n verslawing het. En so die Bybel sê ons is 'n nuwe skepping. Ons is 'n nuwe skepping. Maar daar is ook 'n lewenslange transformasie wat ons word soos Jesus. En so dis hierdie tipe van hierdie balans. In 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê dit so mooi. Hy sê, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak. Sien, daar's 'n proses van heiligmaking, reg? En mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En so Paulus verduidelik, hy sê ons verstaan uit 3 dele. Elke mens bestaan uit 3, kom ons noem dit fakulteite, as mens dit so wil noem. Jy het 'n liggaam. Kyk na jou liggaam, knyp net so die persoon langs jou se liggaam, of klap hom so 'n bietjie, of sê hy liggaam, dis hy liggaam. Okay, kyk net of die persoon, as jy hom knyp of hom met 'n spelsteek, gaan hy bloei. Okay, hy sê hy liggaam. En dan het ons het 'n liggaam, ons het 'n siel, maar ons is 'n gees. En so baie keer lewe ons, selfs as 'n Christen kan ek leef, maar ek leef hoofsaaklik asof ek net in hierdie wêreld leef. Dan leef ek uit my sielsdimensie uit, en ek leef in my liggaam. En die mees belangrikste dinge vir my in hierdie wêreld is kos en klere en alles wat hierdie wêreld kan sien. Maar die grootste realiteit van jou lewe en my lewe is nie dat ons 'n liggaam en 'n siel is nie, maar dat ons in God se beeld geskep is, dat ons 'n gees is. Iemand het dit eendag so mooi gesê, ons is nie menslike wesens wat hoop om elke nou en dan 'n geestelike ervaring te hê nie. Eintlik het God ons geskep as geesteswesens wat in 'n natuurlike wêreld leef. En ek dink die Here roep ons terug daarna, te sê leef asof jou gees wederbaar is. Leef asof jou gees lewend is binne in jou, want hy is. As jy Jesus aangeneem het, as jy wederbaar is, dan leef jou gees binne in jou. Maar die area van binding gebeur in die sielsdimensie. Gebeur in die area van die siel, en daarom sê Paulus, ek gaan daarby kom, hy sê werk jou redding uit. Work out your salvation with fear and trembling. So by my redding, wanneer ek gered word, dan werk die Here geregtigheid binne in my in. Dis iets wat ek glo net in hom, en ek sê ja vir Jesus, en hy werk geregtigheid binne in my in. Maar disippelskap is die proses waar ek dit wat hy ingewerk het by redding uitwerk in my lewe, en ek my siel transformeer, ek my gedagtes vernuwe, ek my emosies in lyn bring. Draai net so na jou buurman of buurvrou, help my net so 'n bietjie preek vanaand en sê, jy met jou redding uitwerk. Sê, hey buurman, werk jou redding uit. Hierdie demoniese oppressie of onderdrukking kom wanneer ons leuns glo, en ook wanneer ons ooreenkomste met demoniese geeste maak, soos ons gisterand hanteer het, dan kom dit, of wanneer ons dan deure oopmaak, en dit lei tot pyn
en lyding. Filippense 2 sê dit, vers 13, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. En so, die siel het dan 'n paar goed nodig. Disippelskap is die een ding, en dis waar ons groei. Ons het bevryding nodig, dis wat ons gisteraan beleef het, en ons het ook innerlike genesing nodig. Om daardie trauma wat ons beleef het, wat in ons siel kom sit, gesond te maak, sodat ons nie, soos ons gisteraan gesê het, is een ding om 'n gees van verwerping uit te dryf, maar as die trauma nie genees is in my hart nie, dan is dit 'n oop wond wat kan vrot raak en weer die brommers aantrek. Soos ons gisteraan al die brommers weggejaag, so nou is die wond skoon. Nou moet ons die wond disinfect, sodat die Here genesing kan bring, sodat ons nie weer die brommers aantrek nie. Is dit alright? Ekskuus ek daardie analogie gebruik het, dit is 'n bietjie graphic, die perdeboere weet waarvan ek praat, maar dis al hoe ek dit kan verduidelik. Ek weet daai prentjie gaan vassteek daarso, so ek gaan ten minste daar bly. Okay, so ons siel bestaan ook uit 3 dele. Ons menslike siel bestaan uit 3 fakulteite, as jy dit wil noem, en dit is nou nie te sê iemand het niks tyd nie. Okay, die siel bestaan uit die wil, intellek en my emosies. Wil, intellek en emosies. 3. Ek het 'n wil, 'n menslike wil. Ek het denke, intellek. Ek kan intelligent dink oor goed. En my emosies, my gevoel. Nou, elkeen van ons gaan bietjie meer uit die eenheid leef as die ander een. Party van ons leef uit sterk wilskrag. Jy's 'n drywer, jy kan 'n ding laat gebeur. Okay, wie van julle is die sterk drywers? Waar net so 'n bietjie vir my. Waar is die drywers? Okay. En dan die ander is meer intellektuele ouens wat denkers is, wat kan redeneer oor goed en iets mooi bedink en deursoek en gaan studie en agter die saak kom. Waar is die denkers, die intellektuele ouens? Hulle hou van studeer. Jy weet, die van ons wat drywers is, as ons die gevoel kry ons wil gaan studeer, dan gaan lê ons net so 'n bietjie op die bed tot daai gevoel wegkom. Okay. En dan die ander van ons is voelers, is meer, dit gaan meer op gevoel, ons leef met passie, die emosies of baie sterk positief of baie sterk negatief, maar ons is vurige mense en ons is passievolle mense. Waar is die voelers? Okay. En ons niks meer verkeerd nie, ons almal gaan meer in die een leef en die ander een. En die Here wil kom en hy wil ons siel aanraak. En hy sê werk jou redding uit deur jou sielsdimensie, sodat jou siel ook lyk soos wat jou gees lyk. En dis waar hoekom ons vanaand hier is. Die wil deel met my begeertes, my passies, my begeertes. God werk deur ons begeertes. En passie is nie 'n slegte ding nie. Ja, die wêreld maak passie 'n perverse ding in terme wanneer dit kom by die seksuele uit, perversifiseer hom. Maar God het vir ons die vermoë gegee om passie te beleef. En hy sê ek sal jou die begeertes van jou hart gee in die psalms. Ek sal begeertes in jou hart plaas. God werk met begeertes. Dink bietjie mooi daaraan, niks goeds, regtig goeds het op hierdie aarde al gebeur, sonder dat iemand 'n begeerte gehad het om iets goeds te doen nie. Elke goeie ding, die afstelling van slawerny, is omdat mense begeer het om mense vry te sien, en daarom was hulle gewillig om te veg daarvoor, passievol genoeg, hulle het genoeg begeer om te sê, ek gaan veg vir hierdie ding. Elke goeie ding in hierdie wêreld het gebeur omdat iemand passievol was daaroor. En so passie wil is baie, baie belangrik. Maar wat moet ons met ons wil doen? My wil moet leer om sy wil te wil. Filippense 2, net die vers, ek dink is net die vers voor, uitwerking van jou heil, sê hy, dis God wat in ons werk, om te wil en te doen, volgens sy welbehae. God works in us, both to will and to work according to his good pleasure. So my wil moet leer om sy wil te wil. Okay, en dis waar ons bietjie oor maandag aand gesels het. Die intellek, sê Paulus in Romeine 12, hy sê vernuwe jou gemoed. In Engels sê renew your mind, be transformed. Hy sê verandering kom, transformasie kom, wanneer jou gemoed vernuwe, wanneer jy begin dink wat ek dink. Iemand het dit eendag so mooi gesê, hy het gesê, we get saved when we believe in Jesus, but we get changed when we believe what Jesus believes. Wanneer ek in Jesus glo, gaan ek hemel toe. Maar wanneer ek begin glo wat Jesus glo, dan kan ek die hemel op aarde manifesteer. Hoor gou mooi. Wanneer ek in Jesus glo, dan gaan ek hemel toe. Halleluja, prys die Here. Maar my lewe kan nog hel op aarde wees. Ek ken baie Christene, hulle gaan hemel toe,
maar leef op aarde, hulle huwelik is hel op aarde, hulle finansies is hel op aarde, hulle verhouding met hulle kinders is hel op aarde. Moenie rondkyk nie, nie nou nie, okay. Maar God se wil vir jou en my is, yes, dat ons hemel toe gaan, maar ook dat ons hemel op aarde kan manifesteer. Maar ek kan dit net doen, as ek begin glo wat hy glo, so my gedagtes moet vernuwe word, amen. En dan my emosies moet genees word, sodat die energie wat my emosies voel, die begeertes wat my emosies, dit wat my dryf emosioneel, suiwer is voor die Here. Want as my emosies vashaak by trauma in my kinderjare, by trauma in my verlede, by mishandeling, abuse wat ek beleef het in my kinderjare, dan hak my hart daar vas. My kop wil vorentoe gaan, my wil vorentoe gaan, maar ek voel partykeer, ek weet of julle kan onthou, as kinders het ons hierdie boeresport gedoen, wat jy op 'n seil is wat vol water en seep is, en dan het hulle jou aan al twee kante met rekke vasgemaak, dan moet jy kyk wie kan by die ander ou uitkom, dan moet jy beklei met mekaar met iets slaan, 'n ding slaan, maar jy hierdie rek trek jou die hele tyd terug, so jy hardloop en dan kom jy net as jy ou kan slaan, dan trek jy rek jou terug. En ek baie keer is dit in die lewe so, ons beer vorentoe met wilskrag, ons beer vorentoe met intellektuele krag, maar dat kan trauma wees in ons emosies, wat ons terugtrek in ons verlede in. En die Here wil ons in hierdie tyd kom vrymaak van emosionele trauma. So elkeen van ons het 'n emosionele paneelbord. In die Engels sê ons 'n dashboard, net vir julle wat nie Afrikaans verstaan nie. Soos laat my dink ek weet so Afrikaans praat. Dis die ou, hulle kom dan uit hulle papwiel, twee boerseuns, nou kom hulle daar nou probeer hulle vir die petroljoggie by die vulstasie verduidelik. Hulle soek 'n domkrag. Nou begin hy dan, nou sê we're looking for a dump power. We're looking for a dump power. Nou verstaan nie ou nie. Nou probeer hy verduidelik 'n dump power. Man, is that thing that, nou draai hy so na sy pel toe. Hy sê, "Hey man, wat is 'n jack nou weer in Engels?" Dis wat ek nou hierdie paneelbord. Ek dink van julle weet eers wat 'n paneelbord is nie, maar dit is 'n dashboard, okay. Is 'n dashboard. Vandag het jy net 'n skerm daarvoor. Maar ek en jy het 'n emosioneel, ons emosies is ons dashboard. Ons emosies is ons dashboard. Nou, ons as boere het geleer cowboys don't cry. Die van het so groot geword. Cowboys don't cry. Kom aan, moenie 'n sissie wees nie man. Cowboys don't cry, okay? Maar weet jy wat? Ons kan nie ons emosies totaal en al misken nie. Ons wil nie deur ons emosies gelei word nie, want as ons deur ons emosies gelei word, dan sal ons lewe soos 'n rollercoaster wees. Maar as daai petrolliggie aangaan, dan het jy nog so 60 kilos of party voertuie so 100 kilos om te ry. As ek my vrou se kar inklim, dan flikker daai liggie so, dan staan daar 2 kilos. Nou ons die naaste vulstasie aan ons is 5 kilos weg. Dan sê ek vir hoe kan jy so ry? Dan sê sy, nee, jy kan nog ver ry op daai. Dan sê ek, nee, ek kan nie. Jy kan miskien ver ry op daai, maar ek kan nie ver ry op daai nie, want ek is 'n stresbol, okay? Sy weet, as ek met haar kar ry, dan maak ek sy tank vol elke keer, so sy los hom so leeg. So jou dashboard, die olieliggie gaan aan. As die olieliggie aangaan, hoef jy nie nou dadelik olie in te gooi nie, maar hy gaan vir jou sê, jy kan nie nou 1000 kilos Kaap toe ry en nie olie ingooi nie, want dan gaan jy 'n probleem hê. Of diens die kar. As hy die liggie aangaan, dan kan jy nog so 500 kilos ry, jy kan tot by die volgende 1000 ry. Maar jy kan nie 2000 of 3000 of 5000 ry nie. En ek dink party van ons, daai liggies het al lankal aangegaan en ons het gesê kom ons shut daai emosie net af. Ons sit hom net af. Kom ons fors net voort. Kyk noord en fors voort, okay? En dan ergens dan sien ons net, kom ek julle hierdie storie vertel. Ware verhaal. Ek het 'n vriend gehad, hy was saam met my Bybelskool, Jaco van Staden. En hy was op die landbouskool in Kroonstad. Hy sê en sy matriekjaar toe die metaalwerk meneer moes hy skuif en toe was so 'n ou oom, afgetrede oom wat vir hulle kom metaalwerk gee, maar die oom het hulle niks geleer van metaalwerk nie. Die enigste ding wat hy wel vir hulle geleer het is dat hulle moet olie opgooi. Ek weet nie die van die wat metaalwerk ken, as jy met daai staal buitels werk, dan het hy so 'n hoë tjirri klank daarso wat hy so skree. En hy sê hierdie oom, kom staan hy so langs hom en blaas hy so, sy neusgat is so. Jaco, jy moet olie gooi, het jy olie gegooi? Hy sê, ja meneer, ek het olie gegooi. Dan loop hy net so weg, dan begin iemand anders 'n buitel daar skree in die klas, dan sê, ag nee, weet nou alweer nie olie gegooi nie. So die meneer het hulle net oor olie geleer. So ek en my vriende het hierdie gespottery oor die olie gehad, en wragtig eendag toe ons op 'n toer, hy leen sy pa se kar,
Iemand anders bestuur die kar, hy kyk nie na die dashboard se gauges nie. En die volgende oomblik is daar net rook wat uitgaan. Aan die ander kant tussen Lensburg en Woester. Net olie, net rook wat soos daai bonnet so oopmaak. Ek weet nie of jy al geryk het hoe gebrande olie ryk nie. Toe is dit net olie oor daai hele engine. Ek was braaf genoeg om vir hom te sê, Jaco, jy moes olie gegooi het, maar ek het nie gedink ek snaaks nie. Okay. Om hierdie waarskuwings te ignoreer kan later groot probleme veroorsaak. Hulle gaan nie net van self weg nie. Daai olieliggie gaan nie net weggaan nie. Dames, mans, met wie moet ek praat? Die petrolliggie, ek gaan nie net afgaan nie. Jy moet iets in gaan gooi daar. Ons moet aandag gee aan dit. En as ons hierdie emosionele waarskuwings ignoreer, kan dit later tot ineenstortings lei en groter probleme. Emosies is nie ons vyande nie, maar ongehanteerde emosies gaan jou vyand raak. So ek wil jou voorstel aan die ysberg prentjie, en die ysberg wys vir ons dat, jy onthou die verhaal van die Titanic, die ware verhaal waar die Titanic, hulle die ysberg gesien, maar hulle het nie besef dat onder die water is daar 'n baie groter massa wat hang, en dis eintlik wat die skade gebring het aan die Titanic. Hulle kon die deel bo die water kon hulle nog wegdraai van, maar hulle het daai berg onder die water getref. En so dis presies hoe ons emosies werk, is dit wat ons sien in ons bewussyn, is maar net die deeltjie bo die water, maar onder die water in ons onderbewussyn lê daar 'n massa. En dis waar die konflik kom, dis waar ons vasry. Ek weet nie of die manne weet waarvan ek praat nie, maar partykeer dan is daar 'n konflik met jou beter helfte, en die issue waaroor 'n ou hier beklei, voel soos 'n baie maklike ding om op te los. Maar jy besef, jy het jouself nou hier vasgeloop en 'n baie groter ding is die issue waaroor jy beklei. Weet jy waarvan ek praat? Okay, ek wil nie voorbeelde gebruik, net dan raak ek dieper in die moeilikheid. So. Okay, so in daai onder die water, onder die oppervlakte, die volgende skyfie wys vir ons, lê ons emosies en ons oortuigings. Ons emosies en wat ons binne-in van oortuig is. Ek praat nie van wat jy gaan skryf op jou katkasase lesse waarvan ek oortuig is nie, waarvan ons van harte oortuig is. As ek van harte oortuig is dat ek verwerp is, dat ek nie goed genoeg is nie, dan lê dit hier onder die water. En as iemand naby my kom en ek tel die sensors op dat hierdie persoon my moontlik gaan verwerp of nie gaan aanneem nie, dan kom hulle in konflik met daardie oortuigings, wat my ware oortuigings is. So hierdie onderbewuste berg onder die water is my herinneringe, dit wat in die verlede gebeur het, trauma, emosies wat daarmee gepaard gegaan het, en dan oortuigings wat ek dan in daardie trauma beleef het. Ek vorm 'n oortuiging van ek is nie goed genoeg nie. Of 'n kind wat op 'n jong ouderdom abandon is, alleen gelaat is deur 'n ouer, het daai skeidingsangs dalk, en dis sy oortuiging dat jy gaan my abandon, jy gaan my alleen los. En dit lê onder die oppervlakte, dis daai berg wat daar lê. Kan 'n gevoel van magteloosheid wees, 'n gevoel van skande. En ek het my getuienis gedeel van hoe my ma my aanvanklik nie wou gehad het, toe hulle uitgevind het ek is swanger nie. En daardie verwerping, daardie skeidingsangs was deel van my. Jesus sê vir ons in daai skrif, hy sê julle sal die waarheid ken. En dan daai woord ken in die Griekse taal is to know the truth experientially, om die waarheid te beleef. Om die waarheid te beleef, om 'n ervaring te hê met die waarheid, en daardie ervaring sal my vrymaak. So ons het kopkennis en ons het hartkennis. Nou wie van ons weet aan ons koppe dat die Bybel sê God is lief vir my? Ons weet dit. Daar self 'n liedjie wat dit sê. Jesus loves me, this I know, and the Bible tells me so. Maar in ons hart, as ek in my hart nog glo dat ek verwerp is, dan maak dit nie saak wat my kop weet nie. My hart, in 'n konfliksituasie, gaan ek hier uitreageer, ek gaan nie uit my kop uitreageer. Ek gaan uit my emosies uitreageer. When real life happens, as die tyre die teer tref, né? Dan reageer ek hier uit my hart uit my hartskamer uit my ervaringskennis uit. En dis hoekom Jesus sê, jy gaan die waarheid nie net intellektueel ken nie, maar as jy die waarheid ken uit ervaring uit, dan maak dit jou vry. En dis wat ons vanaand die Here gaan voorvertrou, en ons gaan jou ook wys om dit self by die huis te doen. Okay. Ek het daaroor gepraat.
Kom ek gee jou gou 'n voorbeeld hoe hierdie ysberg, as jy na die volgende ysberg toe kan gaan, wat vir ons die sneller wys. So wat gebeur bo die bewussyn het ons 'n sneller, iets wat soos 'n knoppie druk in ons lewe, maar daai knoppie is daar en hy's daar vanuit verlede trauma en dit ontketen dan emosies, kom ons noem dit verwerping, skeiingsangs of woede. En dit is opgesluit of vasgesluit aan leuns wat ons begin glo. Miskien het ek geglo as kind ek is 'n las of ek is nie waardig nie of ek is nie goed genoeg nie of wat ook al, enige een van baie leuns. En dan lei dit na 'n reaksie, veg of vlug of vries reaksie. So hou net daai slide op want ek wil jou gou deur dit praat met 'n voorbeeld. Hier is hierdie dame, is 'n ware verhaal gewees. Haar pa was 'n golffanatikus. Nie net 'n fanatikus nie, hy wou eintlik wegvlug van die ma. Die ma was bietjie narcissisties gewees en abusive gewees. So hy wou nie tyd by die huis spandeer, hy kon nie sy vrou verdra nie. En hy het elke oomblik wat hy kon, elke middag golf gespeel en by die 19de pytjie vasgehak en solank as wat hy kon daar gekuier het om hierdie draak van 'n vrou van hom te vermy. Ekskuus ek het te sê, maar dit gebeur. Dit is so nou en dan gebeur dit. Okay. En hy het elke Saterdag en elke Sondag gespeel. So hierdie dogter het haar pa nooit gesien nie en sy het hierdie verwerping beleef dat sy nie as ek goed genoeg was, dan sou pa hier gebly het. Dit was die leuen. Daardie skeiding het hierdie verwerping gebring en sy het begin glo ek is nie goed genoeg nie. Sy het nie as kind verstaan pa probeer van ma wegvlug, daar's nie 'n goeie huwelik nie. Sy het die Israeliet kan teken het vir haar gesê jy is nie goed genoeg. En sy trou toe 'n wonderlike man wat baie lief is vir haar, wat ook 'n golfer is. Maar hy speel nie so golf soos pa nie, maar hy wil toe nou een Saterdag oggend sê is die lief, ek wil graag gaan golf speel saam met my vriende, hulle het my gevra en ewe skielik het sy hierdie ontploffing. Dis soos die Titanic slaan die ysberg. En al wat hy wou gaan doen het was gaan golf speel, onskuldig. Here I am minding my own business. Nou ek weet in julle huwelik het daar nog nooit so iets gebeur. Maar wat gebeur het die oomblik toe hy sê ek wil gaan golf speel, toe trek hy daai sneller van al haar kindertrauma van verwerping en dit ontplof. Nou almal van ons het sulke snellers. Mans en vrouens almal sulke snel, sulke emosionele snellers. En die Here wil vir ons kom vrymaak van daardie snellers. Want daardie snellers bring skade in ons huwelike, dit bring skade in ons kinders se lewens. En dit verhinder ons van die beste wat God vir ons het. Ek gaan vir julle net 'n paar getuienisse deel van hoe die Here mense vrygemaak het. En dan gaan ons oorgaan in gebed, is dit alright? As 'n dame in ons vorige gemeente, Jenville Dryden, sy is 62 jaar oud toe ons op daardie stadium en sy vertel vir ons nooi haar eendag saam, sy was soos 'n huisvriendin vir ons, ons nooi haar saam, haar dogter op vakansie, Margate toe, en sy deel met ons stories, sy sê, sy het op 4-jarige ouderdom, het sy in 'n put geval op haar oom se plaas, en sy het vir iets so 6 ure lank, was sy in die put het water ingehaat, en sy moes letterlik op haar tone staan, om haar neus bo die water te hou, sodat sy nie verdrink nie, sy het haar stem weggeskree, en hulle het haar eventueel begin soek, en gelukkig gekry, maar sy het so trauma beleef, sy het hoeveel keer gesien hoe sy doodgaan, dat sy was 6 jaar oud, nou sy is 62, dat sy vir 54 jaar nie in 'n stort inklim. Sy sal bad, maar haar kop gaan nie onder water. Sy klim nie in 'n stort en sy het nog nooit geswem in haar lewe. Nou pa, hulle het groot geword in Walvisbaai, pa was 'n visserman gewees. Sy sal nie in die see swem nie, sy sal nie in 'n swembad swem nie. Sy gaan nie onder die water nie. Want sy het op 6-jarige ouderdom 'n belewenis gehad, trauma gehad, waar vrees ingekom het, en gesê, jy's nie veilig nie, jy's nie veilig by water nie. Soveel so dat as sy water oor haar kop voel kom, dan begin sy manifesteer, uit vrees uit, sy begin skud en ruk. En in so 'n geleentheid waar ons hierdie tipe van vryheidsweek aanbied, bid ons toe vir haar, en ek het kan dink, as spandeer toe 'n bietjie ekstra tyd met haar daarna, en ons vra vir die Here, om vir Jenville te kom wys, wat was die leuen, wat die duiwel vir haar vertel het, in daardie put.
toe sy 6 jaar oud was, en die Here kom wys vir haar waar die leen is. En die leen is, daar's niemand wat vir jou gaan deurkom nie. Jy gaan nie vandag doodgaan. Nobody will come through for you. Ons gaan toe aan en ons sê, Jesus, maar wil jy nie vir Jen wil kom wys wat die waarheid is van hierdie leen nie. So. En Jesus kom en hy wys vir haar hoe hy agter haar staan. En hy hou haar vas in haar oomblikke wat sy te swak was om op haar tone te staan. Hoe hou hy haar kop bo water? Hoe hou hy daar totdat hulle kom om haar te red? 3 maande later toe gaan ons weer see toe. Ons sê, Jen, wil jy kom saam? Want jy het 'n afspraak met die see. So die tweede, derde dag wat ons by die see is toe, vat ek en my een swaar en sê, Jen, wil ons gaan saam met jou instap, ons gaan by jou wees, ons sal jy nie los nie. En dan nooit Margaret se see so perfek gesien nie. Gewoonlik slaan daai branders jou teen daai sandbanke vas, daai see is seepglad. Daar's nie een brander wat skeef kom of so, of daar's nie eers wit skuim nie. En vir 'n uur en 'n half lank staan ons met daar in die water, maar dit golf na golf, perfekte branders is. Sy klou ons vas aan die begin, sy druk ons arms, sy het ons. Maar die Here bring bevryding. En op 62, 63 seker op daai stadium, swem sy vir die eerste keer in die see. As die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. As die waarheid van die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Ek het iets met jou deel oor die brein en emosionele kaping. Ons praat van staatskaping, maar daar's 'n emosionele kaping wat plaasvind. Ek wil net die slide vir my opgooi oor die brein en hou hom net so rukkie daarop. Gaan ons net gou deurpraat. Daar's 3 dele uit die brein wat ek net wil uitlig. Nou ek is nie 'n mediese kenner nie, maar dis wat dokters sê. Die brein kan gekaap word deur ons emosies. So wat gebeur as ons 5 sintuie, ons reuk, ons voel, ons gehoor, wat ons sien, stuur syne na ons thalamus toe. Dis nou die een wat daar in die middel is, daardie pink een wat lyk soos 'n eier. Hy stuur dit na die thalamus toe. En dis soos die verkeersbeampte in die brein. Hy sê vir die syne, hy sê gaan jy die kant toe, gaan jy daai kant toe. Hy sê hy reguleer hom so, okay? Dan het ons die neocortex. Hy hanteer ons denke, ons logiese denke, besluitneming en ons nugtere oordeel. Timoteus skryf, hy sê God has given you a sound mind, of 'n geordende denke. Dis wat plaasvind in ons neocortex. God het vir ons 'n neocortex gegee. Hy het ons die vermoë gegee om nugter te dink oor goed. Maar dan is daar ook die amygdala en hy reguleer ons emosies, maar ook ons oorlewingsreaksies. Met ander woorde die veg, vlug en die vries responses. Nou wat gebeur wanneer ons trauma beleef? Dan word ons amygdala geoorstimuleer. So hy word geoorstimuleer en wanneer ons dan in daai trauma is, dan neem daardie amygdala neem hy heeltemal oor. Wie van u was al in 'n situasie waar jy eintlik 'n motorongeluk moes gemaak het? En dan ewe skielik is dat asof alles in stadige aksie afspeel. Jy kan sien hoe jy hierdie kar gaan stamp en hierdie trok kom van voor en daai ding gebeur en jy het absoluut net tyd om besluite te maak wat in 'n split sekonde voel dit of jy 10 sekondes gehad het. Wie het dit al beleef? Okay. Nou dit is jou logiese, dit is nou daai neocortex wat die Here het daai vermoë in jou geplaas. Dit alles raak net stadig en ewe skielik kan jy een of my sê hy's 'n cage fighter. Hy sê hy wens dit kan gebeur as hy veg in die cage, jy weet. Dan kan hy die ander ou bloed nie slaan, jy weet. Dan kan die ander ou se houe sien. Maar wanneer ons amygdala, die emosionele senter oorgestimuleer word en ons uit trauma uitreageer, dan hijack hy die hele brein. En dan reageer ons nie meer uit logiese denke nie. En die speedkop werk, die verkeerskonstabel werk nie meer, doen nie meer sy job nie, want die amygdala hijack, hy kaap ons hele brein. Nou, hier is die ding, wanneer ek uit kindertrauma uitleef, wanneer kindertrauma nie hanteer is nie, en dit nog seer is eintlik, en dit onder die oppervlakte is, die oomblik as iemand my sneller trek, of my knoppie druk, wat gebeur? My amygdala kaap my brein.
Dis hoekom ek en jy baie keer as ons so 'n insident gehad en na die tyd dink ons, hoe kon ek so stupid gewees het? Hoekom het ek dit gesê? Of hoekom het ek nie gedink om dit en dat vir daai persoon te sê toe hy of sy my aangeval het nie? Hoekom? Hulle het daai trauma sneller van my getrek. Na die tyd dink ek eers maar ek kon dit vir hom gesê het of dit vir haar gesê het, veral in 'n tipe abusive situasie waar daar sien nou maar 'n narcissist tipe persoon is. Ek kon dit gedoen het, maar wat gebeur het is daai amygdala het my gehijack, hy het my gekaap. En die Here wil dit vrymaak, want hy wil hê ons moet met 'n sober gedagtes, met 'n geordende denke kan dink en lewe. So hier is hierdie vrou wat as kind gemolesteer is deur 'n oom, laatmiddag gewees, skemertyd. Sy het in die kombuis gestaan, haar ma het haar gestuur om slaai of iets te gaan maak en terwyl sy besig was, het die ouma van agter af gegryp en die ding het gebeur. Jare terug, 50 jaar terug, 40 jaar terug. En sy is getroud, ek is so lank nie. Sy is getroud met 'n wonderlike man wat lief is vir haar en een middag laat staan sy in kos maak by die kombuiscounter, selfde tyd van die dag, herfsttyd, blare val en hy kom van agteraf en sy intensie is net om liefde te gee en hy gee haar druk van agteraf. Maar hy trek daai sneller van daai kindertrauma en ewe skielik het sy hierdie uitbarsting en sy beskree hom en begil hom. En hy sê van, hoe het ons nou hier gekom, jy weet, hoe het ons nou hier geland? En totdat hulle besef, okay, maar dis waar die ding vandaan kom en sy bediening ontvang vir daardie kindertrauma. Maar in daai oomblik het haar amygdala haar brein gekaap en sy kon nie logies dink daaroor nie. Het haar teruggevat toe sy 'n jong meisie was. Ek het nou daar was 'n dame in ons vorige gemeente, haar naam was Beverly. Sy is nou oorlede, prys die Here, mooi lewe geleef, maar sy was, het dit nou snaaks uitgekom. Sorry. Is dit my brein daar gehad? Ek het nie mooi gedink. My amygdala het nie lekker gewerk daar nie, okay. Of my Bev, amazing vriende van ons, maar Bev was so vreesbevange. Sy kon nie in 'n klein groepie, sy wou nie na 'n klein groepie toe gaan nie. Sy het gegaan onder dwang van haar man, maar sy sal nie 'n woord sê die hele aand. Sy sal nie 'n woord sê nie. Sy het ook vir die seller gesê, ek sal kom, maar jy vra my nie om iets te sê. Sy kan 1-op-1 met jou gesels, maar die oomblik as daar meer as 2 koppels is, dan is sy so vrees vir mense. En sy was daai tyd 60 gewees. En ek en Katinka bid saam met haar, sy sê, Bev, kan ons saam met jou bid oor hierdie ding? En die Here sê, Here wys vir haar, ons weet nou nie waar dit vandaan, ons sê, Here wys vir Bev waar hierdie vrees van mense vandaan kom, dis nie natuurlik. Sure, jy het introverts en extroverts, maar daai is ekstreem. En die Here vat vir Bev terug, weer eens, ek dink dit was 6 jaar oud, as sy gemolesteer as kind. En die duiwel het daai tyd vir haar alleen kom vertel, en die trauma emosie wat sy beleef het, is vir haar so vrees vir mense gegee, dat sy net geshutdown het. En vir 54 jaar het Bev amper nie 'n persoonlikheid gehad, as ek dit nou so kan noem. Sy kon nie met mense gesels. Sy was in 'n tronk toegesluit. En in daai tyd van gebed sê ons, Here, maar wil U nie vir Bev kom wys waar U was in daardie tyd van die molestasie nie, en vir haar die waarheid kom vertel, en Jesus kom en hy wys, ek kan nie onthou wat die prentjie was, maar hy wys vas so hoe hy daar is en hoe hy eintlik beskerm het van meer kwaad wat hierdie ou en haar wou doen, want iemand het ingekom en hy kom wys, Jesus kom wys vir die waarheid, dat dit nie haar fout is nie, dat sy nie hoef te vrees. 3 maande later bel die selgroepleier my, sy sê, wat het jy met Bev gedoen? Ek sê, nee, ek weet nie wat. Sy sê, Bev kan nie ophou praat in die selgroep, sy het aangebied om te bid in die groep. Na 54 jaar, wanneer die Seun jou vry maak, wanneer die waarheid jou vry maak, sal jy waarlik vry wees. Ek wil Pastor Johan, my pa, nooi om vorentoe te kom. Daar's 3 stappe na emosionele vryheid en dan gaan jy daarmee los en dan gaan hy fasiliteer. Die eerste een is, bring jou emosies en die leuen na Vader God toe. Bring na die negatiewe emosie na God toe. Wat ook al dit is, daardie sneller, emosionele sneller, en die leuen wat dit mee saamkom. Nommer 2, lê die leuen bloot in sy lig. Sê, Here, ek onderwerp hierdie leuen aan U. En nooi hom uit om vir jou die waarheid te kom vertel. Wat is die waarheid, Vader, oor hierdie leuen? En wanneer daai waarheid tot jou gespreek word deur die Here, is daar vryheid. Dankie, Pastor Johan. Jy het die mikrofoon daarso. Okay.
Goeienaand. Ek gaan net so kort net 'n agtergrond gee. Baie huwelikspare kom sit daar by my en dan verwag hulle 'n wonderwerk. Dat ek nou vir hulle raad gaan gee hoe moet hulle mekaar uitsorteer. En dan sê ek presies dit wat Jan gesê het. Kom ons gaan kyk watter triggers in jou is daar en wat triggers in jou is daar. En wat maak dat jy haar of hom verkeerd verstaan. En dan doen ons die innerlike genesing elkeen eers met die man en dan met die vrou. En dan kom ons by mekaar. En so die afgelope paar jaar het ons by die 20 huwelike wat op die rotse was, is herstel. En hulle rank mekaar toe en hulle lek mekaar af vandag. So lief is hulle vir mekaar. Waar hulle eers mekaar wou opgevreet het van woede. So, dit wat Jan gesê het, so waar. En ek lees net 'n skrif wat by my bly. Dis die eerste woord wat Jesus preek in die sinagoge in Lukas 4 vers 18. Hy sê, die gees van die Here is op my en hy het my gesalf om die evangelie, die goeie nuus aan die armes te bring. En dan sê hy, en die hart te genees wat verbruisteld is. En dan sê hy vers 19, om aan die gevangenes vrylating te verkondig. En dan sê hy, die blindes herstel van gesig, en om die wat gebroken is van hart te genees en in vryheid weg te stuur. Wanneer ek gebroken is ek gebind. En ons dink die sangomas en die sataniste bind ons, en dit is so. Maar die grootste binding wat ons bind is die leuns van die vyand. En ek gaan nou bid, en ek gaan die Here vertrou, dat die Here met jou gaan praat en vir jou gaan wys 'n trigger, net een. Party van ons het baie, dis hoekom ons die blaadjies vir jou by die deure gaan uitgee. Jy kan self hierdie goed, soos Pastor Herman self gebid het, kan jy vir jouself bid, en die Here kan baie dinge in jou lewe begin doen. So, maar ons wil net dit trigger vanaand miskien. So, wat ek gewoonlik vir die ouens gee, is om deur hierdie ding is 4 bladsye, omtrent 16 verskillende emosies wat jy kan gaan kyk. Baie van ons mense weet nie, daar is soveel emosies nie. Party ouens weet net, hulle is kwaad of is hartseer, en hulle is bly. Maar dit is, wanneer jy eintlik emosioneel, wat ek nou nie lelike woorde sien, maar daar is baie meer emosies wat ons mee sukkel. Woede is een van hulle. En die Here wil ons vrymaak van dit, sodat die prins van vrede ons harte regeer en nie woede nie. Amen. So wat ons doen, is ons gaan bid en ons gaan vir die Heilige Gees vra om vir jou te wys, net een trigger. Net een. En ons gaan net een hanteer vanaand. En ons gaan van die blaadjies vir jou uitdeel na die tyd. En dan, wanneer jy daai trigger gekry het, daai emosie, gaan ons vir die Here vra, waar kom dit vandaan? Want as jy weet waar dit vandaan kom, weet jy hoe om dit te hanteer. En jy weet wie moet jy vryspreek? Wie moet jy release? Anders gaan jy dit nie kan losmaak nie. Slegte emosies het hoofsaaklik te doen met mense, en dan soos die voorbeeld wat hy genoem het van die vrou wat in die put geval het, maar dit is ook gekoppel met mense wat nie haar stem gehoor het nie. So is als gekoppel hoofsaaklik met verhoudinge wat skeef geloop het. Onderwysers, ouers, mans, geestelike leiers. Elke persoon het 'n impak in my en jou lewe. So in die derde ding wat ons gaan doen, ons gaan vra vir die Here, wat is die leuen wat ek begin glo het as gevolg van daai ervaring? Die oomblik as ons dit het, dan vra ons Here, wys vir hierdie kosbare persoon, wat sê u van haar of van hom? En party mense dink aan prentjies, jy kan dalk 'n prentjie sien, party mense gaan net 'n ervaring hê, party mense gaan 'n woord kry, party gaan 'n skrifgedeelte kry. So dit verskil, soos wat elke ou die Here hoor, so verskil dit hoe jy hierdie situasie gaan beleef op hierdie oomblik. Is jy alright? En dan laastens,
Ek weet ons is nuuskierige mense. Ons moet in ons onderbewussyn toe gaan. En wanneer ons in ons onderbewussyn ingaan, dan moet ons afsluit. En ons oë, as jy rondkyk, dan aktiveer dit jou intellek. En ek wil nie hê jy moet met jou oë oop kyk nie, jy moet jou oë toemaak. En jy moet dit toehou vir die hele tyd, totdat ek aan die einde sê, amen. Sal julle dit kan doen. Dit is moeilik vir party ons, maar veral die nuuskierige aggies. So hou julle oë toe, terwyl ons bid. Is dit alright? En dan aan die einde gaan ek net vra, jy met daai waarheid wat die Here vir jou wys, moet jy net vir die Here sê dankie daarvoor en dit embrace. Okay, kom ons bid. Maak jou oë toe. Dankie Heilige Gees dat U ons net nou rustig maak. En dit wat dalk vandag gebeur het of die afgelope maand of jaar, wat ons vanaand geïdentifiseer het as 'n trigger. Here, ons wil by die wortel van dit kom. Daarom vra ons vir U nou ons dit te wys. Watter emosie beleef ek? Watter trigger is dit? Vader, ek vra dat U nou vir ons sal wys waar kom dit vandaan. Wat het gebeur dat ek so oorreageer? Dat ek terugtrek, dat ek toeklap. Wys vir my waar dit begin. Vader, nou vra ons vir U dat U vir ons sal wys watter leuen het ek begin glo as gevolg van daai ervaring oor myself, die negatiewe goed wat ek begin glo het. Nou Vader, vir ons dat Jesus kom wat die waarheid is, dat U vir ons nou die waarheid wys en laat beleef wat is die waarheid oor hoe U oor ons dink en hoe U oor ons voel, hoe U oor in daai situasie by ons gewees het. Dankie dat U nou met ons praat, dankie dat U nou U waarheid vir ons openbaar.
Baie dankie Heilige Gees vir die waarheid wat U vir ons openbaar. Van hoe U ons sien, hoe U ons ervaar in daai situasie en wat U nou wil doen. En vra net daar waar jy sit, wil jy nie net saggies vir die Here sê dankie vir daai waarheid, dankie vir daai openbaring van sy goedheid vir jou. Baie dankie Vader dat ek sien iemand in die baarmoeder van haar ma wat jy hoogtevrees mee worstel. Ek sien net dat hoe dat Jesus se hand kom en jou in jou ma se baarmoeder optel en vashou. Die vrees dat jy verwerp sal word, dit wegvat en vir jou daai liefde gee, daai aanvaarding. Ek sien ook iemand hier wat so vol van ouers wat geweldig konflik gehad het. Jy heeltemal teruggetrek in jou dop. Nou dat die Here daai dop breek en jou uitnooi om deur te breek, want hy's met jou. Hy's vir jou. En ek sien iemand wat al grys is, wat jarelank iets geglo het van jouself, as 'n vrou wat die Here so vry maak dat jy soos 'n klein dogtertjie in die veld hardloop, arms in die lug gooi, en die blomme bewaardeer wat rondom jou is. En hy is daar om vir jou te sê, ek het jou gemaak vir my plesier. Dis my kind. Vader, ek wil bid dat elkeen van ons wat vanaand huis toe gaan, dat ons 'n ervaring sal hê van hoe die waarheid ons vrymaak van goed wat ons bind vir jare lank. En dat ons hierdie proses sal voort laat gaan. Elke dag van ons lewe. Ons vra dit vir in Jesus naam. Amen. Wow, it's amazing nie. Wie van julle het beleef dat die Here vir jou gewys het waar die waarheid is? So vinnig, prys die Here. Dit is 'n so kosbare manier om die Here se bediening te ontvang. Kan dit self doen, kan dit by jou in jou stilte tyd doen, sit vir jou lekker rustige musiek aan sonder woorde en gaan net deur daai proses. As 'n ou vashou of daar's bietjie meer dieper trauma, jy weet, gaan sien iemand, ek weet verdele doen berading hierso en sien iemand wat jou kan net deur daai goed help en net assisteer. Partykeer is dit nodig van 'n 2 of meer saamstem, dan doen die Here iets anderster. Maar Jesus se hart is dat ons waarlik sal vry wees, dat ons sal geestelik vry wees, dat ons emosioneel sal vry wees. Wat ek net beleef het, toe ek daar gestaan het, soos Pastor Johanne woorde van kennis gedeel het, is daar's van ons wat in ons intimiteit in die huwelike amper 'n weerstand het. Dinge werk nie lekker nie en dit kom van kindertrauma af en die Here wil dit gesond maak. Die Here wil daarin genees. Die huwelik is veronderstel om hemel op aarde te wees, insluitende die intimiteit. En wanneer ek trauma in die area van seksualiteit beleef het, dan word daardie intimiteit 'n vuil ding vir my. Dan word dit sonde. Maar in die huwelik het God bedoel dat dit iets so kosbaars en mooi sal wees. En as dit jy is, gaan vir bediening vir dit, of gaan sit voor die Here en laat toe dat hy jou bedien. Want God wil hê dat elke faset van ons lewe
ons vryheid moet hê. Ek het ook ervaar as mense wat soveel emosie het rondom geld, die oomblik wanneer daar geldelike druk is, of selfs al is dan nie geldelike druk nie. Kyk, ons almal kom uit 'n finansiële kultuur uit ons huise uit, en saam met daai kultuur is daar emosies gekoppel aan. En daar's geweldig wrywing in jou hart en in die huis rondom geld, en die Here wil jou vrymaak van daai. Dat geld nie 'n vloek raak in jou huis nie. Dat geld nie 'n knoppie sneller is wat die vyand die hele tyd kan gebruik om ons te laat struikel nie, maar dat geld 'n blessing kan wees. En so aan wil die Here ons vrymaak. Here, dankie dat ons hier kon wees hierdie week. Dankie dat dit waarlik 'n vryheid week was vir ons. En my gebed is dat wat die woord sê waar is, dat as die Seun ons vrygemaak het met sy waarheid, ons waarlik vry sal wees in Jesus naam. Amen. Pastor Herman, ek gee graag vir jou oor. Onthou asseblief die boeke in die voorportaal en baie dankie dat jy hier was hierdie week. Baie dankie, Pastor Jan. Ek wil jou uitnooi as daar enigiets is wat jy in hierdie tyd beleef het en jy het meer hulp nodig, raad, bediening, asseblief maak 'n afspraak met een van ons, en as daar baie mense is, sal ons genoeg mense kry om te help, maar ons wil nie hê jy moet net hier uitgaan en met alle respek gesê halfpad gehelp wees. En ek dink dit wat Pastor Johan ook gesê het met die goed wat hulle by die deur gaan uitgee, daar's niks so bevrydend om in jou binnekamer te gaan sit, jy alleen met die Here. Partykeer het die Here net vir jou iets gewys en dis waar dit gestop het. Jy ervaar dalk vanaand, maar ek is nie deur al die prosesse wat julle nou van praat nie. Die Here wys dalk net vir jou iets wat gebeur het en ewe skielik, want kom ek help iemand net vanaand. Ewe skielik dink jy dink net aan iets wat 40 jaar terug gebeur het, as jy nou so oud soos ek is, for that matter. As jy nou 20 jaar oud is, kan jy nie dink aan iets wat 40 jaar terug gebeur. Jy dink net daaraan, en jy wonder, hoekom kom dit op by jou, en dis al, jy het net daai prentjie van dit, en jy weet, daar het iets gebeur, maar jy weet niks verder nie. Al wat ek wil sê is, moet dit nie net daar los nie. Gaan sit en gaan praat met die Here daar, en sê vir die Here, wat is dit wat U vir my wil sê, wat wil U doen in my lewe? Nommer 2 is, sou jy nie op daai manier regtig ervaar dat die Here vir jou die vryheid bring, omdat jy nie die kennis het nie. Maak seker, jy kom by iemand uit. By een van ons, maak 'n afspraak, en ons sal graag met jou net wil deel. Dat ons regtig hierdie week, dit waarvoor ons dit gereël het. Ons week van vas en gebed is 'n geleentheid, en mag die Here selfs in die res van hierdie week wat nog oor is, goed met jou begin deel. Ek kan regtig sê, daar was nie noodwendig spesifieke goed nie, maar die ervaring en die belewenis wat ek het, is regtig, in my gees, het die Here iets kom doen. En ek sê dit nie om jou te beïndruk nie, Jan, ek dink hier is nodig nie. Hoeveel te meer met mense, met wie die Here baie spesifieke goed gaan deel het. So kom ons gebruik hierdie geleentheid, reik uit na iemand toe, reik uit na ons toe, maar ook, moenie dit onderskat van jy wat net by die Here gaan sit, en sê, Here, hierdie ding is in my lewe, dit het vir my dit gewys, maar wat is die volgende stap? En laat toe dat die Here regtig daai jukke breek, en jou vry maak, en soms is daar belewenisse. Ek het onthou een keer het ek regtig terwyl ek bid, dit was so 'n paar dae voor my ongeluk, baie van julle het al die storie gehoor, het ek regtig vir die eerste keer, so vrouens moet my nou nie kwaadlik neem as ek dit sê nie, maar ek het regtig 'n belewenis gehad daai nag, van 'n vrou wat Paulus beskryf dit as geboortepyne. Ek het nog nooit in my hele bediening, so oud as wat ek is, so ervaring met die Here gehad nie. Wat gekom het oor maande, en daai was amper 'n hoogtepunt. En ek het dit nie mooi verstaan nie, 'n deurbraak, en 'n paar dae na daai motorongeluk, waar die Here my bonatuurlik gered het. Ek sê vir my vrou, toe ons nou weer ry, eintlik vir Julisna, want sy sê toe, elke keer sy daar verby ry, is dit vir haar sleg. En ek sê vir hulle, die Here in die hemel weet, dis so goed, ek was nooit in 'n ongeluk nie. Nie emosioneel, fisies, geestelik, enige iets wat vir een dag by my gebly het nie. Nog nooit gebeur. Ek
nog nooit so ervaring gehad. En hoekom sê ek dit vir jou? Jou tyd met God, waar jy net stil word en hom toelaat om in te kom en jou te bedien met sy gees, is soms 'n dimensie wat baie van ons nie ken nie. Dit is goed dat ons gaan vir hulp. Kom, ek nooi jou uit, kom asseblief. Maar moenie dit onderskat, wat die Here vir jou wil doen. Vasmaak in jou gees, wat hy jou wil leer, van daai intimiteit, waar hy aan jou goeders openbaar, goed vir jou sê, waar jy in eenvoud, weet julle, ons het nie eens altyd die regte woorde nie. As ek nou mooi dink aan daai aand, of daai nag, wat ek langs daai bed net so gesit het, en 'n paar goed gesê het, wat ek net ervaar het ek moet sê, en ek het nie deur 'n klomp goed gewerk nie. Dis 'n paar woorde uit my hart uit op grond van dit, en die Here het my in een oomblik net vrygemaak. Ek het nie eens weer daaraan gedink nie, en ek het later besef, ek het nog nooit weer hierdie nagmerries gehad, en ek het 'n paar sulke ondervindings wat ek met jou kan deel. So, kom ons gaan huis toe, maar hy het vanaand iets daarvan gesê, soms weet ons en ons sien die rooi lig is aan. Iemand het eendag gesê, dan vat ons 'n stiker en ons plak hom net oor die rooi lig. Hy's nie weg nie. Net omdat ek hom toegemaak het, hy's nie weg nie. Is nog steeds daar. Maak seker ons laat toe dat God ons gees, ons hart, ons menswees bedien, dat hy lig af is, dat hy herstel is, dat ons gesond word. Vader, dankie vir elkeen wat hier was. Miskien is hy vanaand van ons wat sê ek besef daar's nog goed in my lewe en ek verstaan nie hoe dit werk nie, ek weet nie wat moet ek doen nie, ek weet nie wat se volgende tree nie. Geef hulle die vrymoedigheid om uit te reik. Here, om nie net daai liggie toe te plak nie, om iets te doen. Dankie vir wat u vir elkeen gedoen het, en ek wil bo alles sê dankie vir van ons mense wat hier gaan uitstap en na 2, 3, 4, 5 dae net besef dat iets gebeur. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wanneer presies nie, maar dinge is anderste. My ervaring, my belewenis, my gemoed, my lewe is anders. Ons wil net kom sê dankie vir wat u gedoen het vir individue, vir elke lewe en vir wat u nog gaan doen. Ons eer u en ons aanbid u in Jesus naam. Amen.